Goeiedag aan elkeen wat kyk. En hierdie vandag is 'n afsluitingsboodskap van die Solidariteit beweging na ons FSA toer wat oor 3 weke gestrek het. En ons het begin met ons kommunikasie in Michigan en toe na DC geskuif, Washington DC, en ons is nou terug hier in Washington DC waar ons toer afsluit tussen hierdie mooi, wonderlike geboue en monumente. Dit was werklik 'n voorreg geweest om die afgelope paar weke hier te wees, en as daar een ding is wat ook uitstaan van Amerika en Amerikaners, is hulle verbintenis tot hulle erfenis en hulle geskiedenis. Oral waar jy loop, herinner dit jou aan wat hulle deur was, deur wêreldoorloë, deur hulle vryheidsoorlog, hulle burgeroorlog. Hulle is baie bewus van hulle eie geskiedenis en erfenis, en daai koppeling moet ook vir ons as Afrikaners 'n sterk boodskap wees om te weet dat ons mag nooit ons band met ons geskiedenis en ons erfenis verloor nie, want terselfdertyd as ons daai band verloor, gaan ons nie werklik vorentoe kan beweeg nie. Dis ons belangrik ook om vir ons lede, vir ons ondersteuningsbasis terugvoer te kan gee oor wat het hierdie 3 weke gebeur. En om te begin daarmee kan ek sommer dadelik noem om te sê dat mense eintlik nie net na hierdie 3 weke moet kyk nie, maar eintlik na 'n klompie jare van werk wat gedoen is. Dit is 'n besonderse punt om op te wees, om te weet dat selfs enkele jare terug uiteindelik was ons op 'n posisie waar daar nie eintlik 'n Afrikaner band met die FSA of internasionaal was nie. Ons was op 'n punt gewees waar die Afrikaner onbekend en Suid-Afrika onbekend is, eintlik amper vergete. En dit het jare geneem om hierdie band weer te vestig. En nou het ons nie net eerste keer wat ons as Afrikaner weer 'n band met Amerika en die internasionale gemeenskap het nie, maar eintlik nog meer besonders is die feit dat ons 'n kultuurgemeenskap is, wat nie soos die staat of deur die staat nie, maar as 'n gemeenskap 'n betekenisvolle en diplomatieke bande hier kan vestig. Die eerste deurbraak was nie eintlik nou hierdie toer gewees nie, ook eers eintlik in Februarie gewees nie. Die basis hiervan was gelê eintlik alreeds so 2 jaar terug met John James wat 'n huisverteenwoordiger is wat 'n openbare verhoor gehou het oor Suid-Afrika, waar mens kan sê dit is eintlik die eerste keer waar daar 'n sterk basis is, en dit het jare se werk gevat vir die Solidariteit beweging ook om genoeg bewustheid te skep, nie net van wat in Suid-Afrika gebeur nie, maar ook wat ons oplossings is. Hier in Amerika, veral hier in DC, is dit wonderlik gewees om uit daai basis uit te werk. Uiteindelik kon ons met die Withuis, die Staatsdepartement, verskeie deelstate vergader, en ons kon werklik in Afrikaans, alhoewel ons in Engels moes praat, kan ons vir julle sê dat hulle ons in Afrikaans gehoor het. Met ander woorde, hulle kon ons hart hoor, hulle kon ons hoor, ons gemeenskap hoor, en dit is besonder om dit te ervaar en dit te kan sien. Oor die 3 weke het ons begin in Michigan. Ons het 'n groot Republikeinse konferensie bygewoon. Wat 'n voorreg was dit nie om daar te kan wees. My kollega Jaco Kleinhans was 'n spreker daar gewees wat regtig 'n gesogte geleentheid is, en 'n geleentheid wat nie sommer spreekkans kry nie. En net daardie punt alleen was 'n reuse sprong vorentoe vir ons gewees. Sy toespraak is ook op sy kanaal en ook op Solidariteit en Solidariteit beweging se blaaie beskikbaar. Kyk gerus na die toespraak wat hy daar gelewer het. Marula Media het ook daaroor geskryf. Na Michigan was ons hier in Washington DC gewees. Die wonderlike is dat omdat ons hierdie basis kon vestig oor jare, is dit ook moontlik om oor baie spesifieke kwessies te praat. Aan die kant van AfriForum kon ons baie sterk die punt gedryf het dat daar ook verantwoordbaarheid en verantwoordelikheid in Suid-Afrika moet wees. Ons ondersteun die idee dat daar individuele sanksies ingestel moet word teen spesifieke leiers, ANC-leiers en ook teen Julius Malema in besonder. Dit is sy dossier wat ons hier afgegee het, eerder daai roete te volg as om maatstawwe of tariewe in te stel wat die hele land uiteindelik straf. So dit is die een fokus, en dit is ook iets wat moontlik gemaak is deur verskeie wetsontwerpe wat ingedien is in die Kongres en in die FSA. Beide by die Staatsdepartement, maar ook by die Withuis was 'n baie sterk fokus gewees op die handelstariewe wat Suid-Afrika wat ons nou deurgaan en ervaar, en daar verskeie afleggingskennisgewings is wat al afgelewer is en uiteindelik 'n impak het op die land en op die ekonomie, om te wys wat is 'n opbouende voorstelle wat ons kan maak wat deur die departement aanvaar kan word. So beide die Staatsdepartement en die Withuis het ons uiteindelik 'n oor en ons het 'n oop kanaal om uiteindelik ons voorstelle te deel. Dit is baie belangrik. Die laaste been van die toer is eintlik in deelstate gewees.
Die een deelstaat is Texas. Nou Texas is 'n deelstaat wat baie na aan Afrikaners se hart is. Ons kon daar met verskeie media instellings gesels. Ons kon daar met sekere staatshuise ontmoet, staatslede van 'n verteenwoordigers van die staatshuis en ons het opwindende voorstelle wat ons daar gemaak en ons hoop hierdie fokus op deelstate gaan ook uiteindelik iets wees wat vrugte gaan afwerp en ons sal in die toekoms weer verder daaroor wil terugvoer gee. Om finaal af te sluit, vriende, dit is 'n besonderse toer gewees. Die land en die wêreld is in 'n besonderse oomblik, is 'n knelpunt, is 'n knakpunt waar ons een kant of die ander kant gaan en in hierdie tye van verandering moet ons self sterk kan wees. Ons moet selfvertroue hê om ons eie boodskap internasionaal te dra. En terselfdertyd moet ons ook vir onsself kan organiseer en hierdie toer is 'n verdere bewys daarvan dat die Afrikaner se stem ons onsself wil organiseer, goed wil doen in die land ook uiteindelik self kan geld hier waar ons in die FSA is en dit is 'n besonderse punt en dankie vir elke ondersteuner, vir elke lid van die Solidariteit beweging wat hierdie werk wat ons doen moontlik kan maak.